Ons skriflesing kom uit Openbaring 1, vers 1 tot 3. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. En ons fokusgedeelte is Openbaring 1 vers 1, die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Die tema van ons boodskap is God openbaar sy koninklike en heersende seën aan ons, om ons die troost te gee dat alles wat gebeur in sy hand is, aanbid hom. God openbaar sy koninklike en heersende seën aan ons, om ons die troost te gee dat alles wat gebeur in sy hand is, aanbid hom. Nou, ek het al reeds vir u gesê, ons gaan die boek Openbaring gaan ons na kyk, en ons het nodig om na die boek Openbaring te kyk en te sien wat die boek vir ons sê, maar ons moet dit ook in 'n sekere lig van verklaring moet ons dit sien, want daar is verskeie maniere hoe die skrif dan in Openbaring, of verskeie mense wat Openbaring neem en dan dit verklaar. Nou, ek het groot geword in 'n hoofstroomkerk, en wat wederkoms maar basies in die apostolikum was omtrent so ver soos wat die boodskap van die wederkoms in ons gemeente was. En totdat ek klaar gekatekiseer het en ek begin het om katekisasie aan te bied, het my predikant in kategetiese opleiding gesê dat Jesus kom nooit weer terug nie. En toe kom ek ook nooit weer terug na daai kerk toe nie. En toe gaan ek. En toe beland ek in verskeie kerke, want as 'n jong man wat nie vreeslike agtergrond gehad het nie, nominale Christendom beoefen het, en daar's dit verdwaal, want hoe kry ek nou vir my ander kerk? En ek het gedink dat die drie susters was almal kop in een mis, en daarom wou ek glad nie gekyk het na die opsie van enige van die drie susters kerke nie. En dit het my in 'n roete gebring in verskeie kerkdenominasies. En binne in hierdie kerkdenominasies almal verskillende idees oor die wederkoms. Maar dit het my as sulks nie dadelik geplan nie. Ek was eintlik bly gewees dat hier mense is in charismatiese kerke en metodistiese kerke, wat ten minste glo dat Jesus kom weer terug. Dis mos 'n verbetering op wat my vorige predikant gesê het, dat Jesus kom nooit weer terug nie, so ek is bly, hulle het gesê dat Jesus weer terugkeer. En so in daardie opsig wil ek hê ons moet verstaan en dat daar verskille is, en dat ons saam met mense moet opgewonde wees oor die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Maar saam met dit bring dit ook die geweldige verantwoordelikheid om mense dan ook te waarsku oor 'n verkeerde idee, want dit lyk onskuldig as mense 'n idee van die wederkoms het wat verkeerd is, maar soos ons in die boek Openbaring voortgaan, sal ons sien dat idees het gevolge. En dis die manier hoe mense die wêreld sien, en hoe moet ek in hierdie wêreld optree, en dis waar dit belangrik is om 'n goeie idee te hê van wat die wederkoms van ons Here Jesus Christus vir ons inhou, en in sekere kerke is dit 'n geweldige sensasie. Daar's sommige mense wat bedieninge begin, wat
alleen fokus op die wederkoms, wat wys hoeveel sensasie dit wek en hoeveel mense geïnteresseerd is daarin. So, toe ek dan na 'n ander denominasie, meer metodistiese denominasie gegaan het, was daar kaarte voor in die kerk gewees, waarop daar uitgelig is van hier is 'n 7 jaar van verdrukking en hier is 'n wegraping en daar is 'n 1000-jarige vrederyk ensovoorts. En ek het nie die inligting en die kennis gehad en iemand waartoe ek kon gaan om te sê, hoorie, help my, wat gaan hier aan? Ek het nog nooit van die goed gehoor nie. En soos ek sê, wat my daar gehou het, was die gedagte van hierdie mense verkondig ten minste die wederkoms. En dit het, as 'n mens na so 'n kaart kyk, en daar was verskeie van daardie kaarte, en ek wil nie nou nie verveel met dit nie, ons gaan net nou na 'n ander kaart gaan ons kyk. Dan is daar hierdie teksverse, so jy neem aan dat al hierdie dinge, dit kom uit die Bybel uit, hierdie manier hoe hulle die wederkoms uitlê, kom uit die Bybel uit, dan kyk al hierdie teksverse. Maar teksverse kan buite konteks geruk word. En dit hang af van die wyse waarop ons die wederkoms sien. En so ons gaan dan kyk na die boek Openbaring in 'n gereformeerde manier, want die gereformeerde manier is baie keer oninteressant en dit wek nie soveel sensasie nie. En ons erken dat daar sekere dinge is wat ons nie weet nie, maar is beter om te sê, ons weet nie wat hier vir ons gesê word nie, as om jou oë toe te druk en te spring in die onbekende en te sê, ons het soveel vrymoedigheid, ons kan vir jou sê wat hier gebeur, en later dan kom dit uit, maar dit is nie wat dit is nie. Soos die merk van die dier wat uitgebeeld is vroeër jare, as toe die kredietkaart uitkom, dis die merk van die dier. As jy kredietkaart gebruik, jy sal sien, dis die merk van die dier. Nou ek sê nie dis goed om met jou kredietkaart oor jou limiet te gaan en om in die skuld te gaan nie. Daarmee is ek saam, maar ek sê nie noodwendig dit is die merk van die dier nie. So ons het baie mense wat daardie tipe van idees het, en dan kom die skyfies kode wat die mense dan gebruik om die pryse op te tel wat jy daar by die toonbank, as hulle besig is om te kyk wat jy al skuld. Op 'n stadium was dit die merk van die dier gewees, en het boeke uitgekom waar daar hierdie merk op mense se voorkop is, en jy gaan sien, een van die dae gaan ons almal tatoeëer met sulke goed, en dan gaan hulle hierdie barcode scanner gaan hulle kry om voor jou voorkop te druk. En ek kon nie anders as om te help met die COVID storie, dat hulle 'n ding voor my voorkop druk nou om my temperatuur te lees. Dit het net 'n aardige gevoel soos iets wat in vervulling kom, wat baie eienaardig is, en nou wel, hier is ons. So, ons het as gelowiges nodig om te weet hoe om die boek Openbaring te benader. Nou ek gaan vir u 'n skyfie wys, en daar's terminologie wat ek gaan gebruik wat u dadelik dalk nog nooit in die lewe gehoor het nie. Omdat ek in 'n metodistiese kerk was vir 15 jaar wat hierdie dinge gepreek het en my in konflik laat kom het met die kerk, en ek het besef, ek kan nie met 'n gereformeerde beskouing oor die wederkoms sit binne in 'n metodistiese kerk en hulle hare gaan die mekaar krap. Ek sal moet weggaan, en toe ek tot daardie besef gekom het, en hulle is lief om die terminologie te gebruik, en ek sal probeer om dit so eenvoudig as moontlik vir u te verduidelik, maar indien u dit vergeet, is geen probleem, u het nie nodig om die terme te onthou nie, maar agter elke moeilike term is daar 'n maklike verduideliking, of is 'n maklike verklaring daarvoor. So daarom wil ek hê, nie skrik nie, maar dit is die terminologie wat in die leer van die eindtyd gebruik word, en die leer van die eindtyd, eskatos in die Grieks, is die einde,
En die leer aangaande die einde is dan eskatologie, wat nie verwar moet word met die woord skatologie nie, wat walglike dinge en woorde en vuil woorde en so, daar's mense wat 'n verwarring daar tussen, moet nooit die twee verwar met mekaar nie. Ons praat van die eskaton, die einde, die leer aangaande die einde. En hier het ons 4 hoofstroom. Nou ek wil vir julle sê, as jy gaan oor die klein vertakkinge binne in hierdie strominge, dan hou jy nie op met wat mense dink en wat hulle idee is nie. Dis die bril waar volgens elkeen van die groepe na die boek Openbaring toe gaan en gaan verklaar. Daar's nie 'n manier om objektief net in te stap en te sê, ek is totaal en al objektief, ek gaan kyk net na die boek Openbaring en sien wat die Bybel sê nie. Dis presies wat elkeen sê. Iemand moet die klokkie lui en sê, dit is nie die werklikheid nie, dat ons kan nie objektief nie, ons gaan met voorveronderstellings na die boek doen. Ons gaan uit 'n gereformeerde voorveronderstelling, maar daar's ander voorveronderstellings ook. En die eerste ene, kom ons sê die eerste 2, en hier is die term premillennianisme. Wat beteken premillennianisme? Millennium. En so millennium, die 1000-jarige vrederyk, is die belangrike aspek van almal. Daardie grys gedeelte is elkeen se siening oor die millennium, oor die 1000 jaar wat die boek Openbaring van praat. En elkeen sien dit dan verskillend. Premillennianisme beteken eintlik net eenvoudig dat daar word geglo dat Jesus voor die millennium gaan kom. Voor die 1000-jarige vrederyk. Postmillennianisme beteken dat Jesus kom aan die einde van die 1000-jarige vrederyk. En dan die laaste een is amillennianisme. Nou A beteken nie, so nie 'n millennium nie, of teen millennianisme, wat 'n letterlike 1000 jaar. En ons val in hierdie laaste kategorie, gereformeerdheid, terwyl sommige met groot vrymoedigheid gewone postmillennianisme, preterisme kan ook gebruik word, maar postmillennianisme gebruik ons klassifiseer, so daar is groeperinge, daar selfs groeperinge van gereformeerdes wat van die ander beskouing ook het, maar dit is ver in die minderheid. Die oorgrote meerderheid is 'n amillennianistiese siening. Nou wat beteken amillennianisme? Amillennianisme beteken dat ons glo nie dat die millennium 'n letterlike 1000 jaar is. Dat daar beelde gebruik word in die boek Openbaring is baie duidelik. En nou ewe skielik, ons het soveel beeldspraak daarin, en ewe skielik duik die 1000-jarige vrederyk op, en ewe skielik is dit 'n letterlike iets wat gegee word. En so ons sal met die tyd sal ons daarby uitkom. So ek wil net hê jy moet weet daar's hierdie premillennianisme, postmillennianisme, amillennianisme. Maar onder die eerste 2, die premillennianisme, is daar 'n verskil in historiese, wat ook historiese millennianisme, premillennianisme, of word ook gebruik as die woord klassieke premillennianisme, teenoor dispensasionalistiese premillennianisme. Nou wat is dispensasionalisme? Nou ons ken die woord verbond, dat God werk in 'n verbond. En so ons het verbondsteologie. Dan is daar diegene wat sê, ons sien voor die sondeval
in die tuin van Eden, het God gesê, moenie van die vrugte van die boom van die tuin eet nie, en dis 'n dispensasie, en dan sondig Adam en Eva, dan is dit, na die sondeval is daar dispensasie, en dan is daar die tyd wat die Here vir Noag geroep, die vloed kom, na die vloed, dan beveel die Here vir Noag sekere dinge, dis die tydperk van Noag se dispensasie, en dan roep die Here Abraham dispensasie. Ons as gereformeerdes praat van die verbond met Adam en Eva, die verbond met Noag, die verbond met Abraham, die verbond met Moses. Ons is verbondsteologie, waar daar 'n koppeling tussen al hierdie verbonde is. Dispensasionalisme is 'n opdeel en 'n opbreek. Dis soos Chinese wat stir-fry maak en kap. Daai tipe van teologie en dispensasionalisme kap al die gedeeltes en die een het niks met die ander een uit te waai nie en dit vlieg uit mekaar uit. En daarom sal, as u dispensasionalistiese teologie bestudeer, sal u agterkom hoeveel chaos daar binne in daardie teologie is. Nou wil ek ook iets baie belangrik sê, terwyl ons die onderskeid tussen hierdie tref, dan beteken dit nie noodwendig iemand is nie gered nie. Iemand is nie 'n kind van God nie, omdat hy 'n verkeerde idee van die wederkoms het nie. Dis nie wat ons sê nie. Wat ons wel sê is, 'n verkeerde idee oor die wederkoms kan vir iemand 'n verkeerde motivering gee van waarom hy sekere dinge doen, hoe hy optree, hoe hy God en sy naaste dien. En so daarom, wanneer jy vriende en familie en kennisse het, en ek het eintlik nie gedink om met u hieroor te praat nie, totdat ek begin in huisbesoek agterkom, daar is baie mense wat familie en vriende het. Miskien as u nie familie en vriende het wat oor hierdie dinge praat nie, dan het u nie belang daarby as sulks nie nou al nie, en miskien is dit vreemde dinge wat vir u nou vir die eerste keer hoor, maar wanneer u dan weliswaar gekonfronteer is hiermee, het u sekerlik al bietjie daaroor gelees en daarom noodsaaklik om dit te onderskei. Nou die historiese premillennialisme daar was 'n idee binne in die kerkvaders, by die kerkvaders, ons lees dit in hulle geskrifte en dit is 'n baie ou idee, dat daar gaan, net soos God 6 dae die hemel en aarde geskaap het en die 7 dae gerus het, gaan daar 6000 jaar, want vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag, 6000 jaar verbygaan en dan gaan daar 7000 jaar, die laaste 1000 jaar, dan gaan Christus fisies terugkeer en hy gaan hierdie koninkryk gaan hy inlei en 1000 jaar lank op die aarde regeer. Dis hoekom ons dit noem klassieke premillennianisme, en dit moet onderskei word van dispensasionalistiese premillennianisme, en dis die dispensasionalistiese premillennianisme wat soveel groot aandag trek in ons tyd. Daarby kom by die wegraping en die groot verdrukking en die rol van die valse profeet en die antichrist binne in die groot verdrukking ensovoorts. Nou, die gereformeerde siening verwerp nie die gedagte van afvalligheid voor Christus kom nie, maar plaas dit aan die einde, net voor Jesus terugkeer. Die premillennianisme het 'n geweldige probleem wat veroorsaak word in die leer is, omdat verskeie wederkomste verkondig word. Omdat hulle sê Jesus kom voor die millennium, daarom het ons hierdie gedagte van, as hulle praat dan van Jesus kom en hy neem die kerk weg, hy kom vir sy kerk, is hulle term, en dan na 7 jaar van verdrukking kom hy met sy kerk. So daar's 2 wederkomste. Nee, sê hulle, dis 2 fases van sy wederkoms. Jy kan met woorde speel, die groot ding is, daar's 2 wederkomste in premillennianisme. En dit maak dit 'n geweldige problematiese
manier waarmee mense kyk. Dis soos ek gesê het, die prentjies is helder en hulle het 'n manier van bemarking ensovoorts. En ons moet dit besef, hulle verkoop hulle produk baie goed. Maar dis waar die probleem is. 'n ander ding wat ook 'n groot probleem is, wat toe ek binne in hierdie metodistiese tipe van manier van dink in daardie kerk was die probleem gewees. Iemand het my gekonfronteer, 'n vriend, 'n baptiste vriend, wat alreeds premillennianisme die idee verlaat het vir 'n amillennianistiese idee, het my gevra, want jy kry voor die millennium kry jy dan nou en voor die wederkoms van Jesus kry jy die anti-kris of nadat Jesus sy kerk omhaal het, dan die mense wat agterbly, dis helfte hulle op aarde, en so die anti-kris en die valse profeet staan op en hulle maak groot skade en so aan. En sy vraag aan my gewees, as die Here dan nou kom en hy kom haal die kerk weg, is dit dat die dood oorwin word? Want daar word gesê, Jesus kom, die bassein word geblaas, die grafte gaan oop, maar is net die gelowiges wat saam met Jesus gaan, die res bly agter, en hulle staan nie op tot na die 1000 jaar nie, wat in Openbaring gesê word, maar ons sal nog daarby uitkom. So nou sê hulle, reg, dan volg hierdie dinge nadat Jesus dan die dooies opgewek het, en dan volg hierdie vyande wat opstaan, die valse profeet en die anti-kris. Toe vra hy vir my, as die dood dan daar oorwin is, met Christus se koms vir sy kerk, volgens 1 Korintiërs hoofstuk 15, Jesus moet regeer totdat al sy vyande gemaak word 'n voetbank van sy voete. Reg? En die laaste vyand wat oorwin word is die dood. So nou het die Here dan 'n einde gemaak aan die heel laaste vyand, die dood. En daarom het sy kinders opgestaan uit die dood uit en opgevaar saam met Jesus, en dan staan daar 'n vyand op, die valse profeet, en dan staan daar 'n vyand op, die anti-kris. So hoe kan die dood die laaste vyand wees as daar dan nog vyande daarna is? En net daar het ek, want ek wou nie eintlik so baie krap in die wederkoms nie, want ek het al reeds van die 4 pilare van my vorige kerkdenominasie, het 3 al reeds geval, en soos een van my vriende gesê het, ek het op 'n halwe pilaar het ek probeer om my balans te hou, en op die ou end toe hierdie baptiste vriend my laaste stompie van my pilaar afgeskop, en toe staan ek vas op die fundament Christus. En so, dis waar die geweldige probleem kom met hierdie premillennianistiese sienswyse. So ons glo dat die verwysing na die millennium is, vandat Jesus opgevaar het na die hemel, die Heilige Gees uitgestort het, toe breek die millennium aan, die 1000-jarige vrederyk. En die probleem daarmee is, oorlog in die Midde-Ooste, probleem in ons land, moord en doodslag, hoe kan dit die millennium wees? Dis die teenargument wat ons ontvang. Maar ons sal sien, soos ons deur die boek Openbaring gaan, dat hierdie millennium is 'n geestelike millennium. Christus sit in die hemel en hy heers vanuit die hemel uit, en wanneer hy terugkom om 'n einde te maak aan sy vyande, dan is dit die laaste dag. Daar is net een opstanding, daar's nie 2 of 3 opstandings nie. Daar kom 'n uur, sê Jesus, wanneer almal in die grafte sy stem sal hoor. Daar kom 'n uur, dit beteken daar kom 'n oomblik, daar kom 'n tydsaspek, wanneer hy sal roep, en dan sal die regverdige en die goddelose opstaan en geoordeel word. So, ons sien dit in die Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 37,
maak nie plek vir 'n premillennianisme nie, vir verskeie fases van die wederkoms. Die apostolikum maak nie plek daarvoor nie. Jesus sal weerkom en dan oordeel hy die wêreld. Apostolikum, Nicea en Athanasius. En dis waarom die Westerse kerk grootliks was dan amillennianisties. Rooms-Katolieke, Grieks-Ortodokse het baie groot aanklank by amillennianistiese, of hulle sienings is baie naby aan amillennianisme. So dis die wyse waarop ons dan gaan kyk. Ons glo dat Jesus het 'n geestelike vrederyk ingelei. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy heers te midde van sy vyande. Nie nadat al sy vyande oorwin is nie, hy heers te midde van sy vyande. Met ander woorde, die vyande is daar en hy heers te midde van sy vyande. So, as ons dan kyk na die boek Openbaring, wie is die skrywer van die boek Openbaring? Dit is die apostel Johannes. Wat was die tyd wat Johannes die boek Openbaring geskryf het? Nou, hy sê dat hy op die eiland Patmos was, en wat ons daarvan kan aflei, binne in die teksgedeelte is moeilik om te bepaal, want sommige sê dat hy was 'n gevangene op Patmos, maar die woord gevangene word nie hier gebruik nie. Ons lees in Openbaring 1 vers 9, ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. So jy sê nie die iets van gevangenskap ensovoorts nie, maar terwille van die koninkryk. Nou, daar was 'n geskiedskrywer 200 jaar later, Eusebius, en Eusebius het geskryf dat die eiland Patmos, Johannes was daar as gevolg van uitbanning, en dit was toe Johannes 90 jaar oud was. So dit veroorsaak 'n geweldige uitdaging, want verskeie kere binne in die boek word daar vermeld dat die boek Openbaring is 'n profesie. Vers 3, salig is hy wat die woorde van die profesie lees. Dis nou in ons geleesde gedeelte Openbaring 1. Die profesie lees en wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. En dit wys daar's iets wat moet aanbreek en dit is profeties van aard. En wat ons in die boek sien is die val van die Joodse vervolging teenoor die kerk. En as dit 90 na Christus was wat Johannes geskryf het, is daai vervolging al reeds in die verlede en is dit nie profeties van aard nie. En ons sal sien hoe dit ook uitspeel in die res van die boek. So, daar is al meer Bybelse skoliere, Bybelse geleerdes, wat na die boek Openbaring kyk en sê dat, wel, as Petrus en Paulus alreeds in Rome doodgemaak is deur Nero, dan sal daar waarskynlik 'n verwysing gewees het daarna, terwyl daar gepraat word alreeds van die dood van martelare, en so ons lees nie enigstens van hierdie groot gebeure, van hierdie groot en belangrike kerk apostels, dat daar enigiets gesê word daar nie wat dit waarskynlik kan maak. En hier praat ons nie van sekerhede, hier praat ons van afleidings wat ons maak, want binne in die teks is dit nie vir ons opgeteken nie, maar om die breër prentjie reg te kan verstaan, het ons nodig om sekere afleidings te maak en sal ons dan bots, maar ons kan in vrede met mekaar verskil wanneer ons dan sê, wel, die boek is geskryf 90 na Christus of 68 na Christus, omtrent die tydperk waar die apostels alreeds doodgemaak is, maar voor die val van Jerusalem, of sommige van die tyd van 62, 63 voor Christus, wat voor die tyd van die dood van Paulus en Petrus was, en wat voor die val van Jerusalem was. So daar is, ek wil net hier moet weer, daar is verskillende tydsaspekte wat gegee word
en ook die feit dat daar uitbanning was nie eintlik iets vreemds gewees nie. Eusebius wat geskryf het oor Johannes se uitbanning na die eiland Patmos, maar ook tegelijkertyd gesê het hy die vryheid gehad om rond te beweeg op Patmos om die evangelie te verkondig, wat iets wat van 'n weerspreking is. Iemand wat in dieselfde tyd as Eusebius geleef het, was Athanasius van Alexandrië, wat 6 keer uit Alexandrië geban is. So, uitbanning was iets wat algemeen was, tronkstraf was iets wat algemeen was en wat die apostels deurgemaak het. Petrus het dit deurgemaak, Paulus het dit verskeie kere het hy tronkstraf deurgemaak, en so dit kan wees ook 'n moontlikheid dat Johannes, toe hy op Patmos was, dit nie die eerste keer was wat hy op Patmos was nie, uitgeban is nie. So dit beteken nie dat noodwendig die 90 na Christus die skrywe van die boek Openbaring was nie, maar dat hy al van tevore uitgeban is daarheen, want Patmos is eintlik iets wat soos Robben Eiland vir die Oos-Indiese Kompanjie was, hulle het al die gevangenes na Robben Eiland toe gestuur, en maklik, meeste mense kon nie swem nie, en so, dan was dit gevaar gewees vir mense om hulle self in die water in te spring en te probeer oorswem, en so dit het dit makliker gemaak om die gevangenes daar gevange te hou. Wat is die doel van die boek Openbaring? En hier is ook verskille. Openbaar dit Jesus en sy karakter, of openbaar Jesus hierdie dinge oor wat gaan gebeur? En dit lyk vir ons in vers 1 en vers 2 van ons geleesde gedeelte, dat dit nie die openbaring van Jesus, dat sy karakter uitgesluit word nie, maar grootendeels dat hy vir ons kom openbaar wat gaan gou gebeur, wat gaan vinnig afspeel. En daarom is dit dan ook heel waarskynlik dat die dinge wat in die boek Openbaring geskryf is, 'n openbaring van dinge wat rondom 70 na Christus gebeur het met die val van Jerusalem, die afbrand van die tempel. Hoekom? Want die Hebreërskrywer sê dat die ou bedeling het verbygegaan, dat 'n nuwe bedeling gekom, die bedeling van Christus, die Nuwe Testament het gekom en sodoende ingelei deur Christus wat in die hemel opgevaar het, gaan sit het aan die regterhand van die Vader. En ons as gereformeerdes vind dit moeilik dat mense sê hy het opgevaar en hy gaan aan die regterhand gaan sit, maar hy heers nie nou nie. Want dis waarvoor die Vader hom laat opvaar het, om aan sy regterhand te sit, om te heers. Hy heers nou, hy is nou koning. En daarom sien ons dit as die vrederyk. 'n vrederyk 1000 jaar, wat ook die gedagte dra van baie lang tyd, 'n tyd van afronding, 'n tyd van waar God besig is om sy kerk te vorm en te slyp, en dit nie noodwendig 1000 jaar is nie. Daar's ander gedeeltes in die skrif wat ons ook later na sal kyk, wat 'n heenwyse het na die gedagte van 1000 as 'n baie lang tyd om dan volleinding te bring. So dit openbaar wat Jesus vir die kerk wil vertel, en Jesus het al reeds sekere dinge vir die kerk gesê, dat wanneer julle Jerusalem omring sien, moenie in die huis ingaan en jou beurs gaan gryp nie, of 'n kleed gaan gryp nie, hardloop na die berge toe. En dis die omsingeling van Jerusalem, en daar is al reeds hierdie waarskuwing, sodat hulle kan vrykom, sodat hulle kan wegvlug van die gevaar wat aan die kom is. En so salig die wat die boek lees, dit is dan diegene wat let op wat gaan gebeur, en let op die waarskuwings daarvoor. Maar aan die ander kant, as ons dan sê, dis dinge wat gebeur het, nou is die vraag, wat het dit met ons te doen, as dit nou dinge is wat al reeds gebeur het? Dan kan ons ook die vraag vra, wat het die boek Jesaja met ons te doen, as dit oor die Babyloniese ballingskap geprofeteer het, en die Babyloniese ballingskap is verby? Wat se doel het ons daaraan om te lees van die dinge wat voor die vloed was, want dit is iets wat alreeds verby is.
As dit nie op ons van toepassing is nie, omdat die ding al reeds verby is, dan is meeste van wat die Bybel sê dan nou nie op ons van toepassing nie. Die skrif leer vir ons, alles is neergeskrywe tot ons lering. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegting, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid. Ons daardeur kan leer. En die Here kom en hy openbaar vooraf. Ons het gesien, ek het al baie klem gelê op die vorige boodskappe waar ons gesien het in die boek Jesaja, waar die Here duidelik gestel het, dat ek is 'n God soos geen ander, wat van die begin af die einde bekend maak. Gaan kyk maar of daar 'n ander God soos ek is, wat van die begin af die einde bekend maak. En dis 'n karaktereienskap van God. Hy het die vermoë, hy het die alwetendheid om te weet wat gebeur, en hy bepaal ook al hierdie dinge, en daarom openbaar hy, sodat almal kan sien dat hy dit wat gebeur in sy hand het. Daarom sê Amos 3 vers 7, want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. Die Here kom en hy openbaar wat hy gaan doen, en die einde van die tydperk van die ou bedeling, die Ou Testament het tot 'n einde gekom. Dit het met Pinksterdag, eintlik met die dood en opstanding van Jesus Christus, maar ook met die vervulling van die belofte van die Heilige Gees op Pinksterdag, het dit begin, en daardie tussentydperk waar mense, die Jode veral, geleentheid gegee is om die evangelie te hoor en tot bekering te kom, en hulle nie wou nie, het dan op die ou ende uitgelei tot die vernietiging van Jerusalem, die afbreek van die tempel, en dat ons vandag nog sonder 'n tempel is, om dan vir ons te wys, Christus is ons tempel, Christus is ons versoening. Die Jode het nêrens 'n altaar waar hulle kan gaan om offers te bring vir die versoening van hulle sonde nie. En die Here hou dit so deur al die eeue, dat dit nie weer opgebou kan word. En sommige sê, wel die oomblik wanneer hulle die tempel weer opbou, wel ons sien dat dit is iets wat verbygegaan het. En hoe is dit dan 'n sisteem wat voort kan gaan, terwyl vir 2000 jaar daar nie offers gebring kan word vir die sondes nie? Want as jy Christus verwerp, dan moet daar 'n ander offer wees. En daar is geen ander offer nie. So ons lees dat die openbaring van Jesus Christus is dan om die karakter van God ook te openbaar, omdat hy alle dinge weet, alles kan doen, alles sien, sy almag, sy alwetendheid, sy alomteenwoordigheid, en dat hy alle dinge beskik en bepaal. En dit bring troos vir ons as kinders van God, die wete dat God is in beheer, sy seun heers aan die regterhand van die Vader. Dit wat hy met die kerk doen, selfs wanneer die kerk deur verdrukking gaan, selfs wanneer Christene se bloed gestort word, wanneer daar oorlog is en Christene doodgemaak word, gee Openbaring vir ons die versekering dat dit alles in die hand van die Here is, en ons het nodig om geen onheil te vrees nie. Dit is alles besig om in die plan van God in te speel. En ons sien dat God, die Vader, openbaar sy seun, en hier baie meer as wat toe hy op die aarde was. Die disippels het nog gesukkel om agter te kom wie die Messias is, maar in die boek Openbaring sien ons baie helder en duideliker. Nou dat hy in die hemel opgevaar het, sien ons dan sy karakter geopenbaar as die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid, omdat hy deur die hemelskare saam met die Vader en saam met die Heilige Gees aanbid word. Christus is aanbiddingswaardig, en alhoewel ons gebed tot die Vader rig, is dit ook nie verkeerd om ons gebed tot die Seun te rig nie. Matteus 28 vers 9. En terwyl hulle op weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens te en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. So dis op die aarde en in die hemel nog meer duidelik. Lukas 24 vers 51 en 52. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. Jesus het opgevaar en sy disippels het hom aanbid.
Hy's aanbiddingswaardig. En nou dat hy in die hemel is en geopenbaar is in die hemel, sien ons hoe die hemelse leerskare neerval en hom aanbid en hom loof en prys. So kind van God, dit gee vir ons daardie versekering en troos dat Jesus is ons middelaar, ons verlosser. Ons roep tot die Vader, ons roep tot die Seun, ons roep tot die Heilige Gees. Ons gaan tot die Vader deur Jesus Christus, deur die krag van sy Gees, en ons aanbid die drie-enige God. En so sien ons dan as kinders van God dat dit lei tot aanbidding van God, aanbidding van die Seun, aanbidding van die Heilige Gees. En God is vir ewig en ewig. En dan is ons verskuldig om 'n dankbaarheidslewe te leef, waarvan die vernaamste is om God te aanbid. Soos ons gesien het in ons tema, God openbaar sy koninklike en heersende seën aan ons, om ons troos te gee, dat alles wat gebeur in sy hand is, aanbid hom. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons kan hê om u seën te sien, soos wat u woord om afspeel vir ons, God wat mens kom word het, wat kom ly het, kom sterf het, wat begrawe is, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader, waar hy besig is om te heers, en waar hy sal heers totdat hy terugkeer om 'n einde te maak aan die laaste vyand, die dood. Sodoende, Here, is ons dan alreeds as gelowiges in die bevoorregte posisie om oor te gegaan het vanuit die dood in die lewe. Ons leef in 2 dimensies. Ons leef in hierdie dimensie besig om te getuig, besig om teen die sonde te stry, maar ons is alreeds burgers van die volgende eeu. Ons is alreeds burgers van die volgende dimensie. Daarom sê u Seun Jesus Christus vir ons, dat die wat in u gesterf het, en die wat dan hulle lewe afgelê het, is diegene wat nie die dood gesien het nie, maar oorgegaan het van die dood in die lewe. En alhoewel die liggaam agterbly en begrawe en geplant word die gees dan getransporteer van die een eeu na die ander een, van die een dimensie na die ander een. En die wat in Christus gesterf het, sal dan oorgaan en dadelik in u teenwoordigheid wees. Ons dankie vir hierdie openbaring, dat u aan ons kom wys, dat ons kan sien wat tussen die 2 dimensies besig is om te gebeur, en hoe u besig is om te werk aan die volëinding, waar u alle dinge tot 'n einde sal bring, en dat die ewige hiernamaals sal voortgaan, terwyl u dan op die laaste dag alle mense, regverdig en goddeloos, sal opwek, sal oordeel, en dan sal ons as gelowiges die ewige heerlikheid saam met u ingaan, met ons liggaam, siel en gees, ons innerlike en uiterlike vernuwe, maar vir hulle wat u nie ken nie, ewige afgryse wat vir hulle wag. Help ons om troos te vind in die feit dat ons kan sien dat u vir ons verlossing bewerk het, ons lewens verander het en getransformeer het, en om met ywer die boodskap van die evangelie te bly verkondig. En ons bid, Here, dat hierdie die harte van mense sal tref, dat hierdie troos sal gee en ons sal versterk om ook hierdie boek verder te bestudeer, om daarin troos en lering te vind. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.